vertrou dat dit vir elkeen van julle sal wees, so strome van lewende water, waarmee jy gevoed sal word vanmôre. Gevoed sal word met die woord, dat jy gevul sal word vanmôre, dat jy hier sal uitstap vanmôre as 'n nuwe mens. Halleluja, kom ons eer hom, as 'n nuwe mens sal uitstap hier vanmôre. Nou Psalm 9:11 sê, en ek wil so 'n bietjie gou woord quoteer vir jou, Psalm 9:11 sê, hulle wat die Here soek, die Here sal hulle nie in die steek laat nie. Glo julle dit? Het jy die Here kom soek vanmôre? Amen, dan wil ek vir jou sê, sy belofte is, hy sal jou nie in die steek laat nie. As jy hom kom soek vanmôre, sal hy jou nie in die steek laat nie, prys sy naam. Die Here is goed, Psalm 24:47, as jy getrou is, sal God jou aanstel oor al sy besittings. Glo jy dit? As jy getrou is, sal God jou aanstel oor al sy besittings. Halleluja, wie van julle wil aangestel word oor al sy besittings? Ek wil aangestel word, halleluja, oor al sy besittings, prys sy naam. Nog so een laaste woordjie, Levitikus 25:18. As julle my voorskrifte nakom en my bepalings gehoorsaam, sal julle sonder sorge in die land woon. Jy gaan nie eens worry oor Julius Malema nie, man. Jy gaan sonder sorge in die land woon. Amen. Halleluja, 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 halleluja. Nou julle wonder seker waaroor bedien ek vanmôre. Want dit lyk skrikwekkend as jy daarna kyk op die bord, nee. Dit lyk regtig skrikwekkend. Dit lyk nie lekker nie, want 'n slang skrik ou altyd af. En as jy kyk na daai ou karige kerkie wat daar staan, dan lyk dit nog rowwer, nee. So 'n wit gebouetjie met die slang wat so spoeg. En die Here plaas dit op my hart om vanmôre te kom praat oor die gees van aanstoot neem. The spirit of offense. Die gees van aanstoot neem, the spirit of offense. Dit maak ons sommer so stil. Hier kom sommer nou so stilte, so. Wat gaan hierdie man vanmôre sê? Ek gaan net die woord van die Here quoteer vanmôre. En ek bid dat elkeen van julle vanmôre, elkeen wat hier sit vanmôre, dat die Here in jou hart sal praat oor offense, oor aanstoot neem. Want kyk, het ek al baie foute gemaak wat dit aanbetref. Het ek al baie geval wat dit aanbetref, aanstoot neem. A spirit of offense. Nou, the spirit of offense het twee kante. Aan die een kant die ou wat die woord gee van offense, en aan die ander kant die woord wat die ou wat die woord van offense kry. En die Here wys vir my, François, jy moet vanmôre kom bedien oor die ou wat die woord ontvang van offense, van aanstoot neem. Nie die ou wat dit gee nie. Jy kom bedien vandag oor die ou wat hierdie woord, wat in offense gaan, wat aanstoot neem. Dis waaroor jy moet kom bedien vandag. Wat aan die ontvangkant is van 'n offense. Mense, ek het daai voorstelling van die slang vir julle so op 'n prentjie neergesit, want ek sê nou vir julle vanmôre, die gif van 'n slang is dodelik. En die Here wys my toe ek voorberei, toe wys hy spesifiek 'n slang vir my. Hy wys spesifiek vir my sy gif, hoe dodelik die gif in die kerk kan wees. Die gif van offense, hoe dodelik dit in die kerk kan wees. Dis vernietigend. Dis vernietigend. Slanggif het al in baie kerke sy merk gelaat. Daar's kerke wat deur slanggif van offense al geskeur het. Daar's kerke wat klein geraak het. Daar's kerke wat kosbare kinders van die Here verloor het, wat nie meer kerk toe gaan nie as gevolg van offense. Dis die merk wat die gif van die slang agterlaat in die kerk. Daar's mense wat voel, hulle is nie meer aanvaarbaar vir 'n kerk as gevolg van offense nie. Hulle gaan nie meer kerk toe nie. Dis hartseer, dis baie hartseer. Het julle gehoor hoe aanvaarbaar dit al geraak het om met offense te praat? Ek luister nou die dag na iemand praat met my en hy sê vir my,
Ek wil gou vir jou iets sê, François, but no offense. Toe het hy nog eers aan my gesê nie. Hy begin sommer te praat, toe sê hy, no offense, hoor, maar ek wil dit vir jou sê. Nog voordat hy vir my gesê het, toe sê hy, no offense. Dit het vir ons aanvaarbaar geraak vandag, om te sê, jy wil vir iemand iets sê, maar dan sê jy eers, no offense, maar ek wil dit vir jou sê. Wat het geword van morele waardes in die wêreld? Wat het geword van biblical principles? Wat het geword van die beginsels van die woord in die kerk? Wat het geword van waardes wat betref hoe jy opgroei, wat jou respek is, hoe nederig is jy? Wat het geword van daardie waardes? Bestaan dit nog in die kerk? Jy is so bang om oor dit te praat, want jy's bang iemand neem offense. Praat jy oor LGBT, dan neem mense offense. Maar in die woord sê dit, jy mag nie 'n vrou met 'n vrou saam slaap nie, jy mag nie trou met 'n vrou nie, 'n man mag nie met 'n man trou nie. Sê jy in die kerk, kinders moet nog getugtig word in skole en in huise, dan neem mense offense daaroor. Wat het geword van die morele waardes in die kerk? Jy mag nie meer oor hierdie goed praat nie. Want dan kom 'n ou nie weer kerk toe nie. Jy mag nie. So mense begin, as hy 'n gesprek met jou wil voer, dan begin hy eers dan vir jou te sê, ek wil vir jou iets vertel, maar no offense, hoor. No offense. Kyk gou 'n bietjie hierna. Ekskuusie, Jakie. Kan een van my gou weet wie oor sit? Kyk gou na hierdie statistieke. Kyk gou 'n bietjie, en die statistieke, ek het gaan soek na statistieke, en ek kon nie statistieke kry nie. Gaan nog 'n bietjie aan. Daar is hy. How many people have church hurt? Hoeveel mense het in kerke seer gekry? Nou, dis 'n studie wat hulle in Amerika gedoen het. After compiling data from 1,581 adults living in the United States, this study concludes it is likely that around 1/3, 27 to 33% of US adults have experienced religious trauma at some point in their life. En ek wil hom eintlik, ek weet nie, ek klink vir my of in Suid-Afrika die prentjie net meer gaan wees. Die statistiek net hoër gaan wees. Ek sê vir jou, ek hoor van weinig mense wat in 'n kerk sit wat nie iewester in 'n kerk seer gekry het nie. Of wat offense gevat het van wat 'n prediker gepreek het of meegedeel het aan hom, dat hy offense gevat het en nie weer teruggegaan het nie. Veral in Bloemfontein. Daar's baie mense wat kerk seer gekry het. Ek en Helene het al kerk seer gekry. Ons het al kerk seer gekry. Gee my gou 'n aanduiding, wie van julle het al in kerke seer gekry? Steek gou op die hande. Kom ons sê, so tussen hierdie gehoor wat jy sit 50%? Maklik, wat in kerke seer gekry het? Jy sien, en die Here wys my die instelling van die kerk. Die instelling van die kerk is die plek waar hierdie goed die meeste gebeur. Jy sien, predikers, is baie op predikers gemik vandag. As predikers uit die waarheid, uit die woord uit bedien, dan loop hulle deur. Hulle loop deur. Jy sien, in 2 Timoteus 3:8 staan daar, mense sal hulle begin verset teen die waarheid. In die eindtye sal mense hulle begin verset teen die waarheid van die woord. Jy sien, die Here wys my in dit, asseblief, moenie offense vat vanmôre nie. Die Here wys my, no offense, wys my dat Christene wip hulle vir nonsens. Kinders van die Here wip hulle vir nonsens in die kerk. Amen. Jy sien, kom ek vat julle gou 'n bietjie terug. Die Here het hierdie plan gesien.
Toe hy die aarde geskep het hy hierdie plan alreeds gesien. Kom ek vat julle terug na Jesus en sy kruisiging toe, gou. Ons het nou gesing en dit is my, daai een druppel bloed, elke druppel bloed, toe staan daar aan 'n boom, het hy gehang. So, ek gaan vanmôre die kruis vat. Daar's mense wat sê, hy het in 'n boomstom gaan, maar kyk tog nou maar net na die kruis wat ek vanmôre vir julle wys. Die kruis, stem julle met my saam, hy het 2 houtbalke. Hy het 'n vertikale balk wat regop staan so, en hy het 'n horisontale balk wat so staan. Stem julle met my saam? Alright. Wat het God gedoen? Hy het deur Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons, het hy verhouding kom herstel tussen die mens en die onderkant en God. Jesus aan die kruis, dis sy doel gewees om verhouding te kom herstel tussen die mens en God, so het hy kom herstel. Maar die kruis het ook 'n dwarsbalk, die horisontale balk, daardie een. En weet julle wat? Sy doel is, met die vertikale balk van die kruis, is om mens met mens te kom versoen, deur Jesus aan die kruis. Wat sê Tannie Marie? Amen. Dit ook, dis die pastorale kant van die kruis, is die horisontale gedeelte. Mense, dit gaan oor verhouding. Dit gaan om daai verhouding toe om herstel, van die mens af na God toe, verhouding tussen mens en mens. Nou, dis vir my altyd so, die illustrasie van die kruis is altyd vir my so, waar lê die grootste probleem? Jy sal mense kry, hulle gaan vir jou kom vertel, luister my verhouding, vertikaal met God is 100%, daar's niks fout met my verhouding nie. Maar hy het die grootste probleem met die vertikale balk. Hy kom nie met sy medemens oor die weg nie, hy kom nie met mekaar oor die weg nie, maar dan vertel hy vir my, sy verhouding met God, vertikaal is 100%. Hoe kan dit wees? Kan nie so wees nie. Is hierdie nie herstel is tussen mense nie? Hoe kan jou verhouding so reg werk? Altyd interessant vir my. Jy sien, God se koninkryk. Hy het nie sy koninkryk kom vestig, dat ons alleen in sy koninkryk moet funksioneer nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy kan nie alleen funksioneer in God se koninkryk nie. Jy het die vertikale balk nodig, jy het mense nodig om te kan funksioneer in sy koninkryk. Jy het hom nodig om te kan funksioneer in sy koninkryk. Jy sien, as jy deel is van sy liggaam, dan moet jy verhoudings kan herstel op die vertikale bank, en jy moet verhouding kan herstel op die horisontale balk. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Vandag in die kerk werk dit so, dis baie moeilik. Kom ek vir julle sê, daar's moeilike mense in die kerk, glo julle dit? Daar's baie moeilike mense in die kerk. En ek wil vandag vra, dat die Here in jou sal openbaar. Ek sê, daar's baie moeilike mense vandag in die kerk, maar dat die Here sal vandag aan jou sal openbaar, is ek nie dalk die moeilike mense in die kerk nie. Is ek nie dalk die ou wat moeilik is nie? Is ek nie dalk die ou wat nie verstaan nie? Is ek nie dalk die ou wat rondloop met baie dinge in my lewe? Maar ek wil nie dit hoor nie. Ek wil net my vinger kan wys na die kerk toe om te sê, daai kerk en daai kerk en daai kerk. Jy sê, jy durf nie iets sê nie, dan vat iemand offens. As jy net iets lelik sê, dan kom die ou nie weer nie. Dan spring hy van die een kerk na die volgende kerk. Dan gaan sit hy daar, dan gaan luister hy tot hy offens neem daar, dan spring hy na die ander kerk toe, dood eenvoudig. Want is te maklik. Ek lees 'n stukkie verhaal, en daarin lees ek dat ons is in 'n easy offended generation. 'n easy offended generation vandag. Want niemand meer iets kan sê nie. Jy sien in Matteus 24:9-10, luister wat staan daar.
Then shall they deliver you up to the afflicted. Jy gaan mishandel word na die einde toe. And shall kill you, and ye shall be hated of all nations for many names' sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. For my name, ja. Mense, dis die pad wat ons gaan begin loop. Glo jy as ek vir jou sê, daar's tot party. Die woord is tot vir hulle offended. Hulle neem aanstoot oor die waarheid in die woord. Hulle wil nie die waarheid van die woord hoor nie. Hy wil hoor, dit gaan net goed. Hy wil hoor, almal is net lief vir jou. Jesus het op 'n keer sy disippels gewaarsku, en onthou julle toe ek die boodskapie so uitgestuur het op die selfoon, toe sê ek, daar's nie een in die kerk nie. Nie een in die kerk wat nie gekonfronteer gaan word met aanstoot neem nie. Nie een nie. Lukas 17:1 staan daar. Luke 17:1 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, Then said ye unto the disciples, It is impossible, but that offenses will come. Dit maak nie saak, mense, of dit by jou werk is nie, dit maak nie saak of dit by die skool is nie, dit maak nie saak of dit in jou vriendekring is nie, dit maak nie saak of dit in die kerk is nie, 'n offens gaan na jou kant toe kom. En jy kan vanmôre besluit, hoe ek voortaan aanstoot neem gaan hanteer, hoe ek offenses gaan hanteer. Jy kan vlug van die een kerk na die ander kerk, jy kan vlug van die een werk na die ander werk. It is impossible, but offenses will come. En hoe vinniger ek en jy 'n geestelike groei ervaar, as gelowiges, 'n geestelike groei gaan ontwikkel as gelowiges, hoe om offenses te hanteer, hoe vinniger gaan ons deur hierdie ding kom. Jy sien, kom ek kyk gou bietjie, en ek gaan sit so in die week, en ek vra, Here, maar sê gou vir my, wat is Satan se plan? Wat is die duiwel se plan met offens? Wys my bietjie. En die Here wys my uitdruklik. Hy sê, Satan se strategie is verdeeldheid, Satan se agenda is vernietiging, Satan se taktiek is om 'n persoon aanstoot te laat neem. Deur aanstoot neem, mense, verdeeldheid, vernietiging. Hy wil eerstens deur aanstoot neem, deur die offens wat jy vat, wil hy verdeeldheid bring. Hy wil hê jy moet uitgaan, en dan wil hy jou vernietig daardeur. Verdeeldheid, vernietiging. Dis sy strategie, en hy gebruik offens. Wie van julle het al offens ervaar? Almal. Ek is bly julle maak deel uit van die woord vanmôre. Halleluja. Jy sien, in etlike situasies, dit maak nie saak waar jy jou bevind nie. In etlike situasies, duik aanstoot neem op. Man, jy kan onder na Pick n Pay toe gaan. Jy kan oralste wees, daar duik aanstoot op. Jy sien, hoekom sê ek etlike plekke? Dis die slang se spoeg, mense, wat die Here vir my wys in hierdie week. Dis die gif van die slang. Hy's dodelik. Hy gebruik hierdie offens, sy gif, om in die kerk in te kom, Wat gaan die uitwerking van die slang gewees op jou lewe? Wat is die uitwerking van 'n offens op jou lewe? En ons gaan vanmôre, daar gaan 'n uitnodiging wees na dit. Kom ek nou vir jou sê vanmôre, en die Here het dit klaar vir my gewys, hier sit mense wat offens gevat het teen 'n persoon, wat nou nog nie genesing ontvang het nie. In hierdie plek vanmôre. Jy het offens gevat van iemand, jy sit in hierdie plek, jy's bitter in jouself vanmôre, dis nog nie gehanteer in jou lewe nie. Glo julle wat ek vir julle sê? Hy's diep geberre, man. Hy's diep geberre vanmôre. Jy sit met hom. En dit is tyd om tot erkenning te kom, mense. Dit is tyd om hierdie ding
te oorkom, te oorbrug, dat jy kan aanbeweeg in jou lewe. Oefens. Wat gaan die uitwerking van daardie slanggif in jou lewe wees? Wat is die uitwerking van die slanggif in jou lewe? Jy sien slanggif kom in werking in die kerk as jy geaffronteerd voel. Jy het al gehoor van die woordjie geaffronteerd. Wat beteken dit? Kan iemand vir my sê, wat beteken dit om geaffronteerd te voel? Jy's te nagekom. Kom ek jy aan? Nog? Kom nog? Word verstoot. Nog, kom mense, kom almal. Almal van ons het al geaffronteerd gevoel. Die woord in die woordeboek wat hulle gebruik vir affronteerd is, jy's in jou eer gekrenk. Jy's in jou eer gekrenk. Dit wat iemand vir jou gesê het jou seer gemaak. Nou, wie van julle het al seer gemaak gevoel deur iemand wat vir iets gesê het? Kom. Halleluja. Halleluja, laat julle tot erkenning kom. Ek praat nie nou van die seer nie. Ek praat van die halleluja, laat julle net julle hande opsteek om te sê, dis ek, Here, ek. Hier sit ek vanmôre met dit. Jy's in jou eer gekrenk. Wat gebeur met enige mense as in sy eer gekrenk word? Sê gou vir my. Hy raak kwaad. As jy in jou eer gekrenk word, raak jy kwaad. Die emosie is kwaad. Jy word minderwaardig. Ek like nie dit nie. Dit wat die een van my gesê het, ek hou nie daarvan nie, man. Minderwaardig. Jy raak kwaad. Jy raak bietjie suur vir daai persoon. Wat sy liedjie nou weer, ons sê dit altyd, ek wil jou nooit weer sien. Is dit nie so nie? Ek wil jou nooit weer sien. Ek is bly daai twee nuwe mense lag ook daar. Julle was so stroef toe julle ingestap het vanmôre. Prys die Here, hy's besig om julle smile te gee. Halleluja! Oom, wat is oom se naam nou weer? Oom Jan. Prys die Here, oom Jan. Oom gaan vrykom vandag. Halleluja. Halleluja. Ons kom naby. Jy's besig om my vooruit te loop. Wanneer iemand ons aanstoot gee. Slanggif maak jou lig geraak. Wat is 'n lekker woord in Engels vir lig geraak? Jy's 'n bietjie touchy. Niemand kan meer vir jou iets sê nie. Maak 'n ou grappie met jou, bietjie touchy. Ek is 'n bietjie lig geraak. Jy's baie keer 'n bietjie lig geraak met jou man en jou vrou ook. Jy's 'n bietjie baie keer 'n bietjie lig geraak met jou werkgewer. Jy's 'n bietjie baie keer lig geraak in die kerk. Dink julle dis die omstandighede van die wêreld wat jou daartoe dring? Beslisse invloed. Jy sien emosies uit liggeraakheid, dis weer die vyand se plan. Dis weer die slang se gif. Verdeeldheid, vernietiging. Alles lei na verdeeldheid toe en vernietiging toe, mense. Hy hou nie daarvan dat jy in 'n kerkstruktuur is, jy's gelukkig nie. Hou nie daarvan nie. Jy sien aanstoot neem. As iemand vir my iets sê waarvan ek nie hou nie. Die eerste ding wat ek altyd aan gedink het is, nou wat sal hierdie broer van my keer dat hy dit nou vir my sê? Hierdie broer is nie lekker nie. Ek is 100% reg, maar hoekom sê hierdie broer vir my, hy is nie reg nie? Dis die eerste ding. En weet julle wat sê die statistieke? Hulle sê 'n ou wat die aanstoot gee vir iemand toe, wat 'n woord gee wat nie lekker is nie. In 95% van alle gevalle weet hy nie eers hy het vir jou aanstoot gegee nie. In 95% van die gevalle weet daai ou nie, laat jy voel geaffronteerd deur wat hy nou net so pas vir jou gesê het nie. Hier's van julle wat dalk geaffronteerd gaan voel vanmôre oor wat ek sê. Maar gelukkig het ek nou verskoning, ek weet nie dat jy geaffronteerd voel daaroor nie. En 95% sê, ek weet nie eens daarvan as jy vanmôre oor hierdie woord so gaan voel nie. Maar prys die Here, ek het vir jou so ingebid vanmôre. Jy wat hier is.
dat die Here gaan vanmôre aan jou kom werk, en aan my kom werk. Ek is nie uitgesluit vanmôre nie. Prys die Here. 95% weet nie eers dat hulle 'n woord gee van aanstoot nie. Maar jy vat dit, daai ou is nie eens vir jou kwaad nie, man. Maar jy loop met daai bitterheid in jou, wat het hy nou vir my gesê? Ja. En ek is so oop en eerlik vanmôre oor elke ding wat ek gaan sê. En moet my nie kwaadlik neem, jy moenie aanstoot neem nie. Ek het eendag iets gesê, en Naomi het aanstoot gevat. Weet jy dit? Het was my so mooi toe sy eendag kom sê, Franso, ek het aanstoot geneem, wat jy gesê, gee my druk, ek sê vir jou kwaad nie. Kom ons klap vir hande, man. Dis eerlikheid, man. Dis eerlikheid en opregtheid. Dis hoe die Here werk. Hy wil elkeen vanmôre kom vrymaak in hierdie plek. Ons moet ophou om goed onder 'n mat in te vee, man. Ons moet ophou om ons gevoelens te onderdruk. Ons moet vry wees in Jesus Christus. Hy wil vanmôre vir jou kom vrymaak. Hy wil vanmôre, en hier sit mense, ek sê julle vandag, hier sit mense wat aanstoot geneem het van een of ander ou in 'n stadium in sy lewe, of het jou vorige werkgewer is, of het jou vorige man of vrou was. Sê ek nou vir jou, die Here wil jou kom vrymaak vandag. Hy wil jou kom genees vandag. Ek en jy moet eerder vir ons die vraag vra. Wat is fout in my? Dat ek aanstoot neem. What's the problem here? Dat ek al ewig aanstoot neem, dat ek al ewig touchy is, dat ek al ewig geafronteerd voel, dat ek al ewig lig geraak is. What's the problem here? En dis daardie deel wat die Here vanmôre wil kom genees. Hy wil ons daarmee kom vrymaak vanmôre. Jy sien, daar is my vrou, jy kan haar vra. Ek en sy partykeer 'n groot stryd. Partykeer sal iemand in die kerk iets in my sê, of iets toesnou. Wie wat sê ek, jy kan haar regtig, jy kan haar alleen gevra het, ek sê altyd van, wie wat dol? Dis soos water van 'n een se rug vir my. En maak ek so, ek skud hom af van my af, man. Sy sukkel met dit. Ek maak net so. En moenie dink ek is nie fyngevoelig nie, of ek is dikvellig of wat nie. Ek het net al geleer, as ek gaan moet luister na elkeen wat vir my iets gaan toesnou, gaan ek nie hier kan staan nie. Ek is met julle eerlik. Gaan nie hier kan staan nie. Hier was mense in hierdie gemeente al gewees, wat vir ons gekritiseer het. Maar weet julle wat, hier staan ek steeds vandag. Want ek kan nie wil toelaat dat die vyand verdeeldheid en vernietigheid moet kom wees in hierdie appelroom nie. Ek kan nie dit toelaat nie. Jy sien, elke slag, en dit gebeur nog vandag met my, as offens kom, as aanstoot neem kom, dan dink ek aan myself, dan dink ek, Franso, jy is nie geestelik volwassen nie. Geestelike onvolwassenheid bring die vyand nou hier. Jy moet begin sterk raak. Geestelik volwasse moet ons begin raak. Mense dink net is alle kerkgangers geestelik volwasse was. En in 'n kerk het iets gebeur, sou dit op 'n geestelike volwasse manier uitgesort gewees het met die kerk. Ouens doen dit nie, hulle hardloop na 'n ander kerk toe. Hulle hardloop na 'n ander kerk toe. En ek is vanmôre hier net om eerlik te wees, ek het alself uit 'n kerk uit gehardloop na 'n ander kerk toe. Die dominee wou my nie te woord staan nie. Toe gaan ek. Hy het die ouderlinge gestuur vir my, die hakens gestuur, en ek het net gedink, dan moet jy nou maar gaan. Dan, wat sê Tannie Marie? Sy. En daar het ek gehardloop na 'n ander kerk toe. Maar plaas ek op daai stadium in my lewe, dit net op 'n geestelike volwasse manier gehanteer het. Maar prys ook die Here, ek is ook uit daardie kerk uit, want ek het net kom groei op 'n ander kerk. Jy sien, ek moes leer om, en dis nie dat ek volmaak is, dit gebeur vandag nog met my, wat ek aanstoot neem oor sekere dinge, maar ek moet leer om dit te hanteer. Jy sien, ons moet leer om oorwinning te behaal op 'n geestelike manier. Jy kan nie aanstoot neem en offens op 'n wêreldse manier
oorwin nie. Forget it. As jy offense op 'n wêreldse manier aanpak, dan sit 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk om iemand terug te kry nie. Dit gaan nie werk om vir iemand 'n ander woord te gee nie. Wat slegter en hewiger is as die woord wat jy ontvang het nie. Gaan nie werk nie. Jy sien die skrif sê, Efesiërs 4:26, staan daar in die skrif. When angry, do not sin. Do not ever let your wrath, your exasperation, dit is ergernis. Ek het hom daar gesit, want ek kan nie die woord uitspreek nie. Your fury or indignation last until the sun goes down. Die woord sê, as jy offense voel vandag, moet jy dit hanteer voor die son ondergaan vanaand. Anders gee jy dit 'n plek in jou lewe. En jy moet nie kwaad word nie. Wie van julle het al kwaad geword as jy aanstoot geneem het oor iets? Wow, hier sit ons alweer almal. Hier is ons alweer almal. Hier is niemand uitgesluit nie, mense. Uit hierdie woord uit is hier niemand uitgesluit nie. Jy sien, wat wys die Here vir my? Hy sê mense wat aanstoot neem, wat sukkel met offense, is die mense wat nie kan vergewe nie. Ek sê, dis die mense wat nie kan vergewe nie. Dis mense wat sukkel om iemand vry te spreek. Dis mense wat sukkel om te erken, ek is die fout. Dis mense wat sukkel. As jy aanstoot neem en jy loop met daai offense, jy sukkel om te sê, ek wil hulle vergewe. Markus 11:25. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Mense, jy moet vandag uitkom. Jy moet vandag uitkom met die sak patats. Hoor wat ek vir jou sê, jy moet uitkom met die sak patats. As jy hier gaan sit vandag en jy kom nie uit met jou sak patats nie, gaan op hy patats gaan vrot raak in hy sak. Jy moet uitkom vandag. Jy sien, as daar aanstoot geneem is oor iets, as jy nie die gesindheid gaan hê van leave it, let it go nie, dan is jy besig om jou binneste vol te maak met aanstoot en offense. Jy moet 'n attitude hê, jy moet 'n gesindheid hê van leave it, let it go. Hanteer dit. Mense, die lewe is vandag baie rof. Moenie die lewe die skuld gee nie, asseblief. Ons het 'n keuse hoe om te lewe in God se woord. Jy sien, wat gebeur met aanstoot, die emosie van aanstoot? Wat vloei uit aanstoot uit? Grudge. Grudge kom uit aanstoot uit. Grudge. Jy's besig om 'n wrok te ontwikkel teen iemand of iets. Ek het my baie keer al gevang. Luister my mooi, dan staan ek op in die oggend, ek het 'n lieflike nagrus gehad. 'n Lieflike nagrus, ek voel so lekker soos nog iets, dan sit ek die ketel aan in die oggend. Skielik, dan herinner dit my, daai ou wat nie lekker is met jou gewees het nie, en Here, ek is ook sommer weer van vooraf kwaad vir hom. Maar jy het nou 'n nagrus gehad. Dis die tipe goed in ons lewens wat gehanteer moet word. Daai goed is binne in ons. Dis binne in ons mense. 'n Grudge. Wat gebeur met 'n grudge? Hoeveel grudge, hoeveel wrokke daar in jou is. 'n grudge en 'n wrok is soos 'n baksteen. Jy's besig om te bou, mense. Jy's bou. Hier's 'n grudge, hier's 'n grudge, hier's 'n grudge. Jy's besig om 'n muur te bou. Jy's besig die horisontale balk wat daar is, die verhouding wat daar moet wees tussen hierdie punt en daardie punt, jy's besig om 'n muur te bou in die middel, want jy wil nie daardie verhouding herstel nie. Dis die baksteenmuur, dis die grudge, dis die wrok. Jy wil dit nie herstel nie. Dis die slang se gif wat die bakstene aan mekaar hou. Dis die sement wat daai baksteenmuur opbou. Jy sien, wat doen
Wat doen so 'n muur as hy opgebou word? 'n Muur van wrok en grudge. Wat doen daai muur? Daai muur se verfkleur is bitterheid. Jy's besig om binne bitter te raak. As jy dit toelaat in jou lewe. Jy sien, dit lei alles terug na slang se gif, verdeeldheid, vernietiging. Verdeeldheid, vernietiging. James 1:19 sê die volgende: Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick to hear, a ready listener, slow to speak, slow to take offense, and to get angry. Hou op om net die hele tyd die vinger te wys teen die ou wat die offens gee. Die grootste probleem is die ou wat die offens vat. Dis hoekom die Here vir my wys, praat oor die ou wat die offens vat, wat aan die ontvangkant is. Dis daar waar die oorwinning moet plaasvind, mense. Dis net daar. En ek gaan afsluit vanmôre, en ek wil weer die versgedeelte vir julle op die bord sit. Julle moet hierdie versgedeelte hou, wat die Here sê vir sy disippels, Then said he unto the disciples, It's impossible that offenses will come. It's impossible. Jy gaan getoets word as jy uitgaan vandag, dalk, deur iemand, wat vir jou iets gaan gee, waarvoor jy gaan aanstoot neem. Die toets kom net na hierdie diens. Jy moet dit weet. Dit gaan op jou pad kom. Dit wat jy vanmôre gehoor het, gaan op jou pad kom. En dit gaan wees, hoe gaan ek dit hanteer? Jy sien, daar's net een teenmiddel vir slanggif, man. In die kerk, in die liggaam van Christus. Net een teenmiddel vir die slanggif. Liefde. Kom ek vir julle vanmôre sê, liefde kan enige offens wegvat. Liefde. Daar is nie 'n ander teenmiddel nie. Jy sien, daar's niks wat offens kan elimineer soos liefde nie. As iemand 'n woord van offens vir jou gegee het, en jy hanteer daai met liefde, en jy spreek met daai ou met liefde, sê ek nou vir jou, knikker jy hom uit op sy voete. Liefde. Amen. Jy sien, kom ek gee vir julle die skrif. Proverbs 17:9. He who covers and forgives an offense seeks love. But he who repeats or harps on a matter separates even close friends. En daaronder staan, when we are willing to forgive and love, then the friendship will prosper. If we choose not to, we will separate and both be miserable. Het ons almal wat hier sit vanmôre, die wat almal hier sit vanmôre, is jou aanstoot neem, jou offens al in liefde gehanteer? Nee. Nee. Ons moet op hou vinger wys, mense. Jy sien, die covering van 'n offens is liefde. Covering, he who covers and forgives an offense seeks love. Wat het aan die Marie net gesê? Ouens is nie vergewensgesind nie, né? Sukkel om te vergewe. Sukkel, ons is hard om te vergewe. Hier sien Spreuke 19:11 sê die volgende. Iemand wat sy hier in toom hou is slim. Iemand wat sy hier in toom hou is slim. Is hier baie slim mense in hierdie plek? Wie hulle vergewe wat hom beledig, word deur almal gerespekteer. In die Engelse vertaling sê, and it is his glory to overlook a transgression or an offense. En kyk wat ek daaronder geskryf, dis nie in die woord nie, dis my woord. Onthou, vergifnis is 'n geskenk wat ons aan iemand offer wat dit nie verdien nie. Hy verdien nie jou vergifnis nie. Gee dit vir hom as 'n geskenk, man. En kyk hoe word jy genees. Kyk net hoe word jy genees deur dit, as jy hom daai geskenk gee. Halleluja, halleluja. Jy sien, lees gou hierdie saam met my. Offenses can make us bitter or better. Die Here wil vanmôre hê, jy moet beter raak.
Jy moet beter raak, jy moet nie bitter wees nie. Jy moet beter begin raak. Bitter root produces bitter fruit. Sien elke offense as 'n geleentheid om te groei, beter te word en nie bitter nie. Woe! O Here, U sny so fyn vanmôre. Here, hier's party se hart, ek sien 'n borskas maak so. O Vader, U sny vanmôre. Dankie Here dat U sny vanmôre. Dankie Here, ons gaan by die punt van waarheid kom vanmôre, Here. Sal U vertrou vir waarheid, sal U vertrou vir waarheid. Sal U vertrou, Here Jesus, vir harte wat beter gaan raak vandag. Here, ek kom vra, nou, reeds Here, dat U die bitter uit die harte sal vat. Here, laat dit uitkom, in Jesus se naam. In Jesus se naam. Jakobus 1:2-4. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Sien julle wat is die belofte in hierdie woord? Hier staan, volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Het offensie dalk te doen met ons alledaagse voorsiening nie? Het dit nie dalk daarmee te doen nie? Omdat ons sit waar ons sit. Want ons kan nie vergewe nie. Want die offense is binne in ons harte. Ons kan nie vrykom nie. Het dit dalk daarmee te doen nie? Dit kom dalk van jou kinderdae af. Dit kom dalk van jou eerste werk af. Dit kom dalk van jou eerste kerk af. Dit kom dalk van jou eerste vrou af of jou eerste man af. Galasiërs 5:25. Moenie aanstoot neem nie. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Wat, François? Die Gees moet my gedrag bepaal. Moenie aanstoot neem nie. Hey mense, hierdie gaan julle skok, wat ek julle nou laat lees. Die gees van aanstoot is 'n demoniese gees. Luister hier, die gees van aanstoot is 'n demoniese gees, wat hom kan heg aan iemand. Wat hom kan heg aan iemand, wat negatiewe emosies in hulle hart vashou, soos woede, bitterheid, haat, trots en veral onvergewensgesindheid. Daardie eienskappe is 'n teelaarde vir die gees van aanstoot. Woe! Halleluja, Here. Here, 'n demoniese gees in my, wat aanstoot neem, wat kwaad raak vir iets. Nee, Here, kan nie wees nie, ek's 'n kerkmens. Nee, Here, ek's elke Sondag daar, hoe kan dit gebeur met my nie? Mense, daar staan nêrens in die woord, die gees van aanstoot nie, hoor. Sien jy daar staan daar in die tweede gedeelte, wat hom kan heg aan iemand? Daai demoniese gees kom heg hom aan jou. En hy werk in jou. Dis wat hy kom doen. O, broers en susters. O, julle gesigte lyk nou so oop en skoon. Halleluja. Maar ons is nog nie klaar nie. Dis nog nie klaar nie. Here Jesus, dis nou die tyd van waarheid. Dis nou die tyd, Here, en almal het gebid hier voor, Here, en ek ervaar net, dis hoe dit moet wees. Ek ervaar net, Here, in hierdie plek wil U vanmôre kom vrymaak. In hierdie plek, Here, wil U vanmôre U kinders kom aanraak, Here, om beter te raak, en die bitterheid moet uit, in Jesus naam. In Jesus naam moet die bitterheid uit vanmôre. Jy moet genesing plaasvind vanmôre, o Vader, en ons vra U, ons vertrou U vanmôre. Here, ek vra U eerstens om skaamheid weg te vat vanmôre. Ek vra U eerstens, Here, laat niemand moet bang en skaam wees vir die werking van die Heilige Gees nie. Ek vra Here, laat U vanmôre U waarheid nou sal kom deurspoel in elkeen hier. Hierdie is nie afgehandelde saak nog nie, Here. Dit hang af, Here, wat kom uit elkeen se mond vanmôre. Dit hang af, Here, wat die repentance gaan wees, die belydenis gaan wees vanmôre. Dan gaan ons skoon kom en vrykom. Dit hang van dit af, o Vader. Here Jesus, U het hierdie woord vir my gegee, dat ons vir eens en vir altyd
O Vader, moet vrykom. Dat die mure vanmôre, Here. Here, die mure van wraak, van wrath, dat afgebreek sal word, Here, van grudge, afgebreek sal word in Jesus se naam. Maak gou daai deure agter vir my oop asseblief. Net so op 'n skreefie. Here Jesus, ek kom vanmôre en ek vra vir U nou, o Vader, dat U Heilige Gees nou, o Vader, enige ander gees wat in enige een hier is vanmôre, sal uit hierdie plek uit verdryf in Jesus se naam. Uit by daai deur. Uit by daardie deur, jy's nie welkom hier nie. Laat U Heilige Gees vanmôre in mense sal werk. Laat mense tot oortuiging gekom het deur die woord. Dat hulle kan vrykom vanmôre in Jesus se naam. Dankie Here Jesus, maak hulle vry. Jag hulle uit, Here. Jag hulle uit wat nie hier van U af is nie. Jag dit uit, Here. In Jesus se naam. Enige aanstoot neem, enige offens gees. In die naam van Jesus, is nie plek vir jou hier nie. In Jesus se naam. Uit! Dankie Here, jy kan maar die deur toemaak. Dankie Jesus, dankie Jesus. Daar's 'n môre uitnodiging. Dit hang van jouself af, of jy wil vrykom vandag. Hang vir jouself af van môre, of jy wil vrykom vandag. Is jy welkom. Ek gaan net daar, hier gaan 'n min plek wees hiervoor. Jy kan staan op jou stoel, net daar waar jy is. Dan staan jy, dan bid jy 'n gebed saam met my. Iemand wat aanstoot al in sy lewe gevat het, en wat nie gedeel het met aanstoot nie. Here, U is getrou. Halleluja. Halleluja, Here Jesus. Halleluja, dat U kom vrymaak vanmôre in Jesus se naam, dat U kom vrymaak, Here. Here, ek vra vir U dat U die diep wonde van offens sal kom ontbloot vandag. Kom ontbloot dit, Here, kom wys dit vandag vir ons. Dit wat dit veroorsaak in ons harte, Here. Here, U sê in Romeine 3:23, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Here, dit plaas 'n sonde op ons. Om onvergewensgesind te wees, om bitter te wees, Here, om hoogmoed te kan hê. Here, baie keer is dit hoogmoed wat maak dat ons nie tot erkenning kan kom nie. Dis hoogmoed. Here, ons almal sukkel met trots, ons almal sukkel met aanstoot, en ons is hier vandag, ons wil skoon kom, ons wil reg lewe voor U, Here. Ek vra, Here, dat U trots sal kom vernietig in Jesus se naam. O, Here. Ek gaan die woord bid, en dan bid jy agterna. Ons almal sukkel met aanstoot en wil reg lewe, sê dit agterna. Ons almal sukkel met aanstoot en wil reg lewe. Ons trots vernietig ons. Here, dit vernietig, ons trots vernietig ander mense rondom ons. Amen. Dit maak ons verhoudings dood. Dit skep verdeeldheid, Here. Here, dit skep vernietiging in ons huwelike, in ons kerk, in ons alledaagse lewe. Here, dit is 'n instrument wat die vyand gebruik. Ons wil nie meer in aanstoot leef nie. Ons het U hulp nodig, Here. Ons kan onsself nie skoonmaak nie. Ons vra dat U ons sal kom skoonmaak. Reinig ons van al ons sonde. Deur die kragtige bloed van Jesus Christus. Verander ons. En pas ons aan, dat ons soos die beeld van Christus kan wees. Nou, vra ek jou vanmôre, staan net so. As jy 'n naam in jou kop het, vanmôre, dan kom spreek jy daai naam hardop uit, al is dit François. Ek gaan nou sê, ek kom vergewe vandag, en dan sit jy die naam agterna. Ek kom vergewe vandag, sit die naam agterna.
Sê weer, ek kom vergewe vandag, sit die naam agterna. Is dit Piet, Johan of wie dit ook al mag wees. Omdat hy of sy my bitter gemaak het. Ek spreek hulle vry in die naam van Jesus. Staan net so, Here, ek kom vra dat U die slanggif sal uitwas uit hierdie plek uit in Jesus se naam. Here, die dodelike slanggif van vernietiging, Here, ek kom vra, Here, dat U dit sal wegneem uit elkeen wat vanmôre hier is. Dat U hulle sal kom vrymaak, Here. Dat U hulle sal kom skoon was, Here Jesus. Asseblief, o Vader. Here, ons kom bind die werke van die vyand, Here, dat dit nie meer gebruik sal word om mense, Here, terug te hou wat geestelike groei aan betref nie. Asseblief, o Vader. Maak hulle skoon, Here, maak die werke van die vyand kragteloos in Jesus se naam. Dankie, Here. Here, ons staan nou in oorwinning. Omdat ons tot erkenning kom vanmôre, staan ons in oorwinning voor U. Here, dit gaan ons hele lewe verander en daarom sê ons vir U dankie in Jesus se naam. Ons prys U naam, Here, vir die kragtige bloed. Ons loof U naam, die naam bo elke naam, Jesus. Amen en amen. Amen en amen. Jy kan maar sit. Ons is nog nie klaar nie. Ons is lank nog nie klaar nie. Nou, dit wat gebid is en dit wat jy bely het vanmôre, het iemand die mikrofoon gesien? Julle weet wat, dis nou baie maklik en is nou baie vinnig gewees om te sê, Here, ek spreek die en vry vanmôre sy naam. Maar as jy dit kan bely hardop voor die gemeente, is dit soveel kragtiger. Wie van julle, en asseblief, net relevant met wat ons nou bedien. Moenie as ek die mikrofoon vir jou vat, my 'n getuienis gee van heeltemal, ek vra van offense, ek vra van aanstoot neem. As jy iets daaroor wil sê, jy wil 'n getuienis gee vandag oor dit, jy wil iemand vryspreek hardop vanmôre, want die Here wil nog steeds kom werk in hierdie plek. Wie's daar wat iets wil sê oor dit? Hou net naby die mond. Daar's hy. Maar ek praat mos mooi hard.